Goeiemôre vriende. Het is lekker om julle vanoggend te sien. Mag die Here onder ons geëer word. Ons gaan begin deur saam te sing by lied 208, die lied wat ons nou oor 2 weke al leer sing het. Vers 1 tot 3. Ek wil die Here loof en prys solank as ek nog leef. Gisteraand het ons die voorreg gehad om die Songs of Praises by te woon saam met Richard Kok en die Kimberley Academy of Music. En dit was 'n fantastiese geleentheid. Gelowiges van oor die hele spektrum van die samelewing wat daar by die kathedraal bymekaar was. Jy moet tog kyk of die volgende jaar dit kan bywoon. As die Here ons spaar. Maar dit was fantasties. En ek is so bly gewees om 'n klomp van ons lidmate ook daar te sien. Ons gaan nou sing Bring Lof aan die Vader, lied 205. Bring lof aan die Vader, verheerlik sy liefde, genade, verlossing en steun. Laat elkeen wat glorie verloren mag gaan, maar ewig voor hom as verlosser kan staan. Loop die Heer, sang gelowige sang. Loop die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes weg. Laat ons hom vrymoedig, ons Vader kan doen.
bergien bewaar dit vernieuwe en om. Ons wil inspireer en ons stuur weer sy gees, om zout en om licht in die wereld te wees. Loop die Heer, zijn gelovige saam. Loop die Heer, prijs sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, laat ons hom vrymoedig als Vader kan doen. Lied 475, Allerhoogste Hemelvader. Ons beweeg nou al hoe meer na die aanbiddingsliedere toe. Sange prys u naam, in ons kerke en ons huise, loof ons dank ons u te saam. Al die lof en vreugde sange, neem dit aan in Jesus naam. Werk in uw gemeente, Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, reinig ons deur uw genade, laat ons opper heilig leef. U is heilig, maak ons heilig, door die werking van u Die volgende lied ken ek mos nou nie so goed nie. So ek het hom nou hier op my foon gesit dat ek hom hier kan op die note 'n bietjie kyk. En nou het hy verdwyn. Ok, maar goed. Gaan ek maar net probeer. Dit is Psalm 92 wat 'n pragtige lied is. Hier waar ons saam is. Maar as jy eers die aankondiging doen, ek gee vir Corneille die geleentheid daarvoor. Môre gemeente, hoop dit gaan goed met julle. Dit lyk vir my die winter is nou hier op ons voorstoel. En dan sit nou my tyd vir lekker warm kombersies en iets lekker warms om te drink. Daar is net so 'n paar aankondigings. Ek wil julle graag net daar patent maak. Julle moet tog let dink of die datum is net daar verkeerd. Sondag, dit wys daar Pinkster vanaand 16, maar dit is nie so nie. Pinkster begin volgende Sondag, nee. So ek wil dit net graag onder julle aandag bring. Dan vanaand het ons 'n spesiale kerkraadsvergadering om 4:00, so julle voorberei vir dit. En dan 6:00 het ons weer met Bybelskool, waar ons al baie dit sien. So ons gaan dit ook baie geniet. Dan ons winterprojek, ons borg hierdie jaar die pannekoektafel by Stilleweer vir hulle bazaar, wat die 28ste Julie plaasvind. Nou, ons vra asseblief van julle af ons skenkings vir bestanddele vir die pannekoek, en dan soek ons ook mense wat bereid is om vir ons op die dag pannekoek te bak en lekker die verkoop by die goeders te doen, nee. So kom ons raak lekker betrokken en ons doen dit ook. Dan ons winterprojek, nou vir julle gesê, ons het van Tabitha se kant af en van die kerk se kant af, ons benodig komberse en missies en warm sokkies en enige iets wat mens warm maak. So asseblief, as julle dit op julle hart druk, kom gee dit af die kerkkantoor, of julle kan dit so in die kerkbanke los na die pyn.
as jy 'n geldelike skenking vir dit ook wil maak, asseblief, meer as welkom. Ja, en dan, julle sal sien, daar is 'n bietjie nuwe intrekkers in ons gemeente. Dit is altyd vir ons lekker om die name op ons aankondigings te sien. En soos Dorie gesê het, kom ons maak die deur, kom ons hoor die mense. Kom ons wys vir hulle hoe lekker is dit hier saam met ons in die kerk. En na die tyd, kom ons gaan drink lekker koffie, daar in die kerksaal, ons kan hier lekker saam. Ja. Dankie Corneille. Ek het nou so gesoek na die lied op my foon, dat ek nie lekker geluister het nie. Corneille, het jy gesê van die hemelvaartdiens? Nee, oké, het is seker net op die program, dit moet daar wees. Donderdag aand is dit die hemelvaartdiens, 6 uur. Dit is een van daai dienste wat, een van daai dae, wat sommer net by ons verbyglip. Soos hulle dit vandag op ons aankondiging ook by ons verbygeglip het. Dit is nie so 'n groot dag soos die Paasfees en Kersfees nie. So dit gaan by ons verby. So ek wil vir julle nooi om donderdag aand die hemelvaartdiens te kom bywoon. En dit is amptelik die punt waar ons ook dan nou saam met die disippels van destyds bid vir die uitstorting van die Heilige Gees. Dit het nou intussen plaasgevind, maar ons bid in hierdie 10 dae ook spesifiek dat ons lewens sal vernuwe. En die Pinksterreek sal ook verjaar daarop konsentreer, die vernuwing van ons geestelike lewe, ons spiritualiteit. En ek hoop om donderdag aand al vir julle net 'n klein boekmerkie te gee met al die temas wat ons gaan aansluit. Maar die bidure self sal eers, of die Pinksterreeks begin volgende Sondagoggend, en dan die aand, en dan elke aand tot donderdag aand toe. En dan is dit die volgende Sondag, die 8ste, is dit Pinkstersondag. Baie welkom ook aan die nuwe intrekkers, en baie welkom aan besoekers wat vandag hier is. En ek besef, ek het nooit vir julle gesê môre nie, môre. Ja, sê wat dit is. Ek voel altyd ergens, julle glimlag nie, julle is bietjie nors, en dan besef ek nie, maar ek het nooit vir julle behoorlik gegroet nie. Jammer daaroor. Ons gaan nou weer die lied sing, wat julle nou al goed ken, en wat ek nou nog leer. Hier waar ons saam is Jesus ook. Jesus woont, hier waar ons heen is Jesus woont, in die Gees, saam deur sy bloed, saam met sy liggaam, die werk van God. Hier waar ons saam is Jesus woont. Hier waar ons heen is Jesus woont. Hier waar ons heen is Jesus woont.
Binnen die woording gaan ons volgend weer in beeldspraak doen. Daar het nie, daar waar daar gees staan, is dit die gemeente. Kom ons staan sommer, dan bly ons staan. Gelukkig is die een wie sy oortredinge vergewe is. Gelukkig is die mens wie sy skuld die Here nie toereken nie. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God wat liefde is. Ons loof nou die Here met lied 202, al 3 verse, prys hom die hemel vors op sy verhewe troon. Tron
geslacht, tot in eeuwigheid zal ons heerlijk laat hoor. De hele schepping hoor al hoor, amen, heerlijk hoor. Ons verootmoedig ons nou voor die Here met die sing van die 239, Jesus rots vir my geslaan. Laat my nie verloren gaan. U was zelf van God verliefd. Laat uw lijden zonder maat mij tot heil wezen, tot kracht in die zonder schuld in Het is wonderlik dat ons so met 'n eenvoudige lied en 'n gebroke hart na die Here toe kan kom en kan kom sê ons is jammer. Jammer oor wat jy ook al vandag van weet wat vir jou pla in jou verhouding met die Here. Jy's jammer daaroor. En die Here sê vir ons, ek vergewe jou. Kom ons begin weer voor. So vandag, saam met Paulus, vra ek vir julle, aanvaar die versoening wat hy vir ons bewerk het. Aanvaar dit net. Dis genoeg. Ons sing nou 'n danklied, lied 514 vers 1. Ek weet verseker, Jesus is Heer. Dis dan. Jesus Heer, hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verloren, maar is gered. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Ek wil nou my maatjies vorentoe nooi. Ons gaan hier voorsit, in die voorste bank, en dan moet my elkeen vir julle een van hierdie vat, en dan gaan ek nou daaroor praat. Julle mense 'n bietjie opskuif asseblief, of omloop daai kant toe.
Kan jy nie ene vat nie? Dat sê jy, ja. Maar as ek van vandag praat met die verlore seun, is toch in Lukas 15. Maar net voordat die mens daai gelykenis kry, oor die seun wat verlore was, lees ons ook van die skaap wat verlore was, en ons lees van die muntstuk wat verlore was. Nou die storie oor die muntstuk, 'n muntstuk is ons nou geld. Ons lees daarvan van 'n weduwee. Nou 'n weduwee was destyds partykeer sommer nog gewoonlik nog 'n baie jong vrou, want hulle mans het vroeg dood gegaan. En sy moet nou sorg vir haar en vir haar kinders. En sy het nie inkomste nie, want sy het nie 'n man nie. So sy moet maar leef met die bietjie wat sy kan kry hier en daar en oral. En sy het 'n penning gehad. Nou 'n penning, 'n geldstuk, die een waarna verwys word in die Bybel, was genoeg gewees om vir 'n arme mens om vir 1 week te kan kos koop. Nee, dan koop jy sommer net pap. Nee, jy kan nie meer as dit koop nie. So, is baie min wat sy kon koop daarmee, maar dit was al wat sy gehad het, en vir 'n week moet sy vir haar en haar kinders sorg met daai penning. En toe raak die ding weg. En sy soek, nee, want, mens kan nou dink, as sy dit nie kry nie, dan gaan die kinders nie kos hê nie. Wat gaan sy dan maak? Wat gaan van die arme kinders? So sy het gesoek, sy geroep haar vriendinne wat in die dorp bly, sy sê, kom help my soek, jong. En hulle het almal gesoek. En toe sy later die aand kry sy die penning iewers. En sy is verskriklik bly. En sy gaan roep haar vriendinne, sy gemaak hulle wakker, sy sê, ek het my geld gekry, ek kan weer sorg vir my kinders. En weet julle, in ons land, en eintlik oral in die wêreld, is daar mense wat so min geld het, dat hulle nie eers kan dink, waar gaan hulle kos vir die volgende week kry nie. Hulle wonder waar gaan hulle kos kry vir vandag. En baie keer met mense hulle moet met die klein bietjie geld wat hulle het, miskien het hulle hier en daar ietsie gedoen vir iemand en R100 gekry, of so, nou moet hulle met daai bietjie geld, moet hulle nou vir die kinders kos en klere koop, hulle moet seep koop, hulle los maar die tandepaste, want hulle het nie daarvoor nog geld nie, hulle moet die kinders in die skool kry, hulle moet vir die kinders skryfbehoeftes koop, hulle het nie geld nie. En ons mors baie keer met geld, né? Ons mors baie keer met geld. En ek wil vandag net vir julle sê, dat die Here se hart baie bly maak, wanneer ons iets vir iemand gee wat nie het nie. Daai mens is verskriklik bly, maar die Here is nog blyer, want die Here sien ons hart is reg, ons gee om vir ander mense. Nou wil ek hê, julle moet met daai goedstuk wat julle daar het, net daai geldjie wat julle daar het. Ek wil vir julle vra om dit nou nie vandag te eet nie. Nee. Ek wil hê jy moet dit daar by die huis gaan neersit. Dan kan jy en papa en mamma en die ander in die huis, dan kan julle daarna kyk en dan kan julle vir julle self vra, wat se goed kan ons vir iemand doen wat nie het nie? Wat kan ons hierdie week vir iemand gaan doen, vir iemand gaan gee? Met groot liefde, omdat ons so dankbaar is vir wat die Here vir ons gedoen het. En as julle nou besluit het wat julle gaan doen, dan kan julle maar daai geldjie eet. En dan gaan doen julle dit. Miskien is dit beter om dit eers te gaan doen en dan kan julle die geldjie eet. OK. Dan gaan julle dit sommer meer. Kom ons bid saam.
Here, U is vir ons so goed. Net dat ons vandag hier kan sit, dat ons klere aan ons lyf het, kos het om te eet. Mense om ons wat ons lief het, 'n skoolbaan toe ons kan gaan. Al die dinge is vir ons net goed. Dankie daarvoor. Dankie vir die kinders wat hier sit, en dat hulle geskenke van U aan hulle ouers kan wees. En dankie vir hulle ouers, wat U vir hulle gegee het as geskenke, om vir hulle te wys hoe lief U vir hulle het, en hoe U vir hulle sorg. Ons bid vandag vir kinders wat nie 'n papa en 'n mamma het nie, wat verlang na een, wat swaar kry. Bid Here dat U hulle sal troos en dat U by hulle sal wees, en dat U vir ons sal wys hoe ons vir hulle kan lief wees, en hoe ons vir hulle kan wys dat U ook omgee. En wanneer ons U woord nou oordink, dan bid ons ook dat U met ons sal praat, elkeen van ons, en dat ons daarop sal reageer soos wat dit U behaag. Dankie Here vir die genade en die guns, in Jesus se naam. Amen. Goed julle, baie dankie. En ek kom maar weer gaan sit. Goed vriende, ons gaan dan lees by Lukas 15, van vers 11 tot 32. Ons lees daar meer vertalings in Afrikaans as vroeër. Ek gaan die nuwe lewende vertaling vanoggend lees. Een man het 2 seuns gehad. Die jongste het vir sy pa gesê, ek wil my deel van die boedel nou hê, eerder as om te wag tot pa doodgaan. Die pa het toe ingestem om sy goed tussen sy seuns te verdeel. 'n paar dae later het hierdie jonger seun al sy besittings en geld omskep, na 'n ver land gereis en daar al sy geld verkoos met 'n uitspattige lewe. Teen die tyd dat sy geld opgeraak het, het 'n groot hongersnood oor die land gekom en hy het begin honger ly. Hy kry toe werk by 'n plaaslike boer en die het hom die veld ingestuur om varke op te pas. Die seun het so honger geword dat selfs die pele wat die varke gevreet het, vir hom smaaklik gelyk het. Maar niemand het hom enige iets gegee om te eet nie. Toe hy uiteindelik tot sy sinne kom, het hy vir homself gesê, by die huis het selfs die gehuurde werkers meer as genoeg kos, en hier is ek besig om van honger dood te gaan. Ek sal teruggaan na my pa toe en vir hom sê, pa, ek het gesondig teen die hemel en teen pa. Ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie. Neem my asseblief in diens as 'n gehuurde werker. Daarop het hy teruggegaan na sy pa toe, en toe hy nog ver weg was, het sy pa hom gesien aankom, en oorweldig met liefde en deernis, het hy na sy seun toe gehardloop, hom omhels en gesoen. Sy seun het vir hom gesê, pa, ek het gesondig teen die hemel en teen pa. Ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa sê vir die bediendes, gou, bring die mooiste mantel in die huis en trek dit vir hom aan. Kry 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete, en slag die vetgemaakte kalf, ons moet fees vier, want hierdie seun van my was dood en hy het nou teruggekeer na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind. Toe het hulle begin fees vier. Intussen het die ouer seun in die veld gewerk.
Toe hy terugkom huis toe, hoor hy musiek en dansery in die huis, en hy vra die een van die bediendes wat aangaan. Jou broer is terug, is vir hom gesê. En jou pa die vetgemaakte kalf geslag, ons vier fees, omdat hy veilig teruggekom het. En die ouer broer het hom liderlik vererg en wou nie ingaan nie. Sy pa het toe uitgekom en hom gesoebat, maar hy het geantwoord, ek het al die jare hard gewerk vir pa. En nooit geweier om enigiets te doen wat pa my gesê het om te doen nie. En al die tyd het pa my nie eers 'n bokkie gegee om saam met my vriende fees te vier nie. Maar toe hierdie seun van pa terugkom, nadat hy pa se geld op prostituie gemors het, vier pa fees en slag die beste kalf wat ons het. En sy pa het vir hom gesê, kyk seun, ek en jy is nog altyd hier by mekaar. En alles wat ek het is tog joune. Ons moet hierdie gelukkige dag vier. Jou broer was dood en het teruggekom na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind. Dit is die woord van die Here. Vriende, ons almal het 'n storie. Eintlik het ons 'n paar stories, almal van ons. En dan is daar nog stories wat ander mense oor ons het. En dan is daar nog God se storie oor ons. So daar's baie stories in omloop oor elkeen van ons. Die vraag is, wat is storielyn oor jou, glo jy en leef jy? Wat is storie oor jou, glo jy en leef jy? Kyk, die basislyn, die basisstorielyn van die storie wat jy op 'n gegewe dag leef, wat jy op 'n gegewe dag sterk in herinnering roep, bepaal gewoonlik 'n hele klomp goed, hoe jy gaan leef, hoe jy mense gaan ervaar, hoe hulle jou gaan ervaar. En so is daar 110 stories wat jy kan noem. Miskien het jy die storie dat jy 'n verloorder is. Of die gewildste storie wat daar is oor ons. Is 'n sondaar. Of 'n verslaafde. Of pateties. Of suksesvol. Loyaal. Godsdienstig, geseënd, hardwerkend, vriendelik, respekvol, liefdevol. So kan ek aangaan. Daar's baie stories wat in omloop is oor ons almal, en 'n klomp van hulle sal op 'n gegewe tydstip in jou lewe dominant wees. En op 'n gegewe dag sal daar gewoonlik 1 of 2 wees wat baie sterk staan. Die jongste seun had ook 'n storie. So tussen hakies, ek het vandag 'n paar keer gevra op die boek, jy had nie eerder het moes gewees het nie, maar onthou jy het iets gehad of jy had iets, né? Had is 'n ander woord vir die verlede tyd. Okay, so hierdie jongste seun had ook 'n storie. Ek dink daar het 'n hele klomp stories oor hom in die distrik rondgelê. Die klein niks, verbeel jou, ek kan nie wag tot pa doodgaan nie, ek wil nou die geld hê. Kry jy nie skaam nie? Toe daar so 'n klomp stories oor hom gewees het. Maar toe hy daar in die vreemde was, en hy kyk hoe die varke eet, en niemand gee eers vir hom iets om te eet nie. Toe had hy 'n storie oor homself. Miskien het hy vir homself gesê, ek is net een groot mislukking. Of hy het vir homself gesê, ek het opgeneek grootskaal. Of hy het vir homself gesê, soos wat ons lees,
Ek is dit regtig nie werd om my pa se seun genoem te word nie. Ek is dit nie werd om enige iemand se seun genoem te word nie. Kyk net wat het ek gedoen, kyk wat het ek aan my pa gedoen. Ek is verlore. Dan besluit hy na my huis toe te gaan, en ek kan my indink hoe hy op pad huis toe nou, sy storie wat hy nou het, jy weet, hoe hy vir sy pa gaan benader, hoe hy dit resiteer, hoe hy vir sy pa gaan sê hoe sleg hy is, en dan gaan vra, maar pa nie, maar toch vir my net as 'n gehuurde arbeider inneem in die huis nie. En so loop hy met die storie van hom. Hy gaan kyk of hy met sy pa onverdienstelik soos wat hy is, een of ander transaksie kan beklink, dat hy net weer kan eet. Maar sy pa het ook 'n storie oor hom. En sy pa se storie is dat hy vir hom lief het en hy kyk die hele tyd uit vir hom. Wanneer kom hy miskien terug? En dan kom hy terug en dan doen die pa die skandalige ding vir daai tyd om uit te hardloop na die seun toe. 'n Senior het net nooit gehardloop na 'n junior toe nie. 'n Senior het nie gehardloop nie. Die ander ouens het na hom toe gehardloop. Maar hy hardloop uit. Hy gooi konvensie by die deur uit, want hy's oorstel. My kind is terug. So die pa se storie is, maar jy's my seun. Ek het jou nie afgeskryf nie, jy het my afgeskryf. Ek is so bly dat jy teruggekom het. Jy was weg. En kyk, jy leef. En dan sê die pa, bring 'n ring, geef hom sy identiteit terug, die seelring van die familie, hierso, geef hom weer sy ring. My kind is hier. Hy is weer homself. Kom ons vier dit. Nou is die vraag net, wie se storie van die seun glo? Syne of sy pa se? Gaan hy sy weergawe glo en vir homself sê, ek gaan maar kyk of ek so met die tyd my gewese pa, want so sal hy oor sy pa gedink het, my gewese pa sy guns kan wen, of ek een of ander transaksie met hom beklink kan kry. Gaan hy miskien eerder sy pa vertrou, wat vir hom sê, man, daar was nooit 'n transaksie tussen ons. Ek was net vir jou lief, want jy's myne. So hy moes leer daai dag, ek moet nie vertrou op my transaksie met my pa nie. Ek moet my pa vertrou. Dit staan vas, dit waarvoor my pa staan. Die oudste seun had ook 'n storie. Sy storie was, ek was loyaal. Genade, ek het alles gedoen wat ek moes doen. Ek het my deel gedoen hier op die plaas. Daar was nou wel nie 'n uitgesproke kontrak nie, maar as daar ene sou gewees het, ek het hom nagekom. Ek het my kant gebring. As pa gesê het, maak so, dan maak ek so. Nog voor pa het gesê het ek het al gedoen. Ek het regtig my kant gebring. Hierdie sleg goed kom hier aan. Ek het nog nooit iets gekry nie. Nee, maar hier is sommer 'n nuwe klere vir hom, nuwe skoene, 'n hele partytjie, 'n ring. Maar niks vir my nie. Die lewe is onregverdig. Pa is onregverdig. Dit is sy storie. Maar sy pa het 'n ander storie oor hom. Sy pa sê vir hom, maar jy was nog altyd my seun. Daar was nie 'n oomblik wat jy opgehou het om my seun te wees nie. Alles wat ek het, is joune. Jy is nie my seun omdat jy so verantwoordelik was nie. Jy is nie my seun omdat jy jou kant gebring het nie. Jy is nie my seun omdat jy een of ander transaksie vervul het nie. Jy is my seun
omdat ek jou gegenereer het, en ek het dit in liefde gedoen, en omdat ek jou lief bly hê, is jy my seun. Jy het niks verloor nie. Jy het dit nog steeds, al die tyd. Nou vriende, ons het 'n manier om baie keer te dink aan ons verhouding met die Here as 'n transaksie. Ons verhouding met God is nie transaksioneel nie. Asof God sy kant gebring het, en ons bring ons kant nie. Altyd die seuns se fout was dat hulle aan hulle verhouding met hulle pa gedink het, soos 'n transaksie. Die een het gevoel hy die transaksie nie volvoer nie. Hy het dit vernietig, en daarom is hy onverdienstelik. Die ander ene het geglo, maar hy het sy kant gebring, hy het die transaksie vervul, en daarom is hy verdienstelik. Beide het daai fout gemaak. Hulle dog, hulle met die pa se guns op een of ander manier wen. En ons maak ook daai fout. Ons dink baie keer soos die jongste, vanuit ons mislukking, ons kant van die deal, wat ons nie nagekom het nie. Ons sonde, en die het ons, laat daar geen twyfel daaroor wees nie. Maar dit word ons storie. Ek is 'n sondaar. That's it, dis maar hoe dit is. Maak vrede daarmee. Elke slegte ding wat ons doen, beklemtoon net vir ons is sondaars, ons is mislukkings. En dan begin ons al hoe minder aan God dink as ons pa. En ons begin meer aan God dink as 'n streng regter. En ons moet probeer om in die regter se goeie guns te kom. Anders gaan dinge net vir ons sleg uitwerk. Of ons dink miskien aan onsself as slawe in die huis van ons pa. Ons dien nie ons pa omdat ons hom so lief het, of omdat ons uit ons hart uit net wil goed doen nie. Ons doen dit want dit is die reëls. Ons moet die reëls nakom in hierdie huis. Ons vergeet wat God se storie oor ons is. En God se storie oor ons is dat ons sy beelddraers is. Ons was dit nog altyd. En ons sal dit altyd wees. God se beelddraers. Ja, ons is sondaars ook. En dit is verskriklik. Daarom bely ons so gereeld ons sonde. Maar vriende, ons was God se beelddraers voor ons sondaars geword het. En ek lees nergens in die Bybel dat die Here gesê het, ek gaan dit nou terug nie. Ons bly God se beelddraers. Al doen ons wat, ons is God se beelddraers. Van ons as mense het God gesê, en ek sal dit oor en oor sê, hy het ons goed gemaak. Baie goed, en toe seën hy ons ook nog. Maar ons karring aan met, ja, maar ek is 'n sondaar. En hoe meer ek daai narratief in my kop oor en oor speel, hoe meer is ek vasgevang daarin. Ek wonder nogal, gister, as ek net vir 2 of 3 dae kan leef met hierdie een dominante storie in my lewe. Jy is God se beelddraer en hy het jou goed gemaak. Wat 'n verskil dit aan my lewe sal maak. Ek wonder daaroor. Of ons dink soos die oudste ene, vanuit ons verdienste. Ons sê, ja, nee, God is genadig, dit is waar, maar ons moet ons kant bring. Ons moet ons kant bring. Die Here het wel die verhouding begin, maar ons moet hom in stand hou. Ja, ons moet ons kant bring, ons moet dit in stand hou.
Maar die verhouding gaan nie weg, omdat ons ontrou is nie. God bly die een wat die pad met ons loop. Of ek begin te dink, so vanuit die verdienstelikheid uit, ek is so min of meer die standaard. Ek is die norm, die benchmark. En ek begin ander te meet aan waar ek is. Want hy is beter as ek, en dan voel ek moet 'n bietjie verbeter. En ander is genadiglik slegter as ek, so dan kan ek daarom ten minste goed voel oor myself. Of ons begin ander veroordeel, omdat hulle nie soos ons is nie. En ons begin ons vermoë verloor om mense te verstaan wat anders te dink, of anders te doen, of selfs anders te glo as ons. Want ons is mos nou die norm. En ons raak wetties, en ons begin voorskrifte neerlê vir hoe mense moet leef, en is gewoonlik voorskrifte wat ek self nie vreeslik mee sukkel nie. Maar ek lê hulle neer vir al die ander mense om na te volg. En ek is in my Vader se huis, en ek doen goeie goed, maar ek doen dit nie omdat ek in my hart aangeraak is deur God en sy genade nie. Ek doen dit, maar ek het 'n transaksie wat ek moet nakom tot die dag van my dood toe. As ek daai storie van verdienste die sterk storie in my lewe maak, dan begin ek ook hierdie ding wat God gesê het betwyfel, van die wat eerste sal laaste wees, en die wat laaste was sal eerste wees. Want ek voel, die ou wat eerste was, moet altyd eerste plek behou. Nee. Die ander kan almal gelyk wees, maar iemand was eerste. Maar as ons dink soos die Vader dink, sê die Vader weer, ek is so bly julle is almal hier. Ek het nooit gekyk wie was eerste en wie was laaste nie. Julle is hier. Ons vergeet God se storie oor ons. En God se storie is dat hy ons altyd lief het, nog altyd gehad het van die skepping af, en dat God se storie altyd swaarder weeg as enige sonde wat ons kan doen. So ek wil weer afsluit met die punt dat die storie wat jy glo oor jouself is ook die storie wat jy leef. Ons weet, ons moet almal transformeer om meer en meer soos Jesus te wees. En Jesus is die benchmark. Jesus is die een wat kom wys het hoe lyk die beeld van God werklik. Jesus was die mensvormige wyse waarop God vir ons kom sê, dit is hoe ek wil hê julle moet leef, want dit is hoe ek is. Maar ons kan nie transformeer daarna toe, as ons die hele tyd die prentjie in ons kop het, van ek is 'n sondaar en ek is sleg, en ek gaan nêrens heen nie. Nee, ek kan net uit daai sleg uitkom, as ek die beeld van God voor my hou, as ek Jesus voor my hou, as ek sê ek moet meer en meer soos hy word. Vriende, die storielyn wat ons nie moet hê nie, is om te konsentreer op ons foute en ons sondes en ons hang-ups en ons vrese. Die storielyn wat ons moet hê, is God het ons lief, ongeag. Ek sê nie ons moet dink vanuit ons suksesse, en dan sê, nee maar goed, dit is nou, ek het myself hier gekry nie. Nee, glad nie. My suksesse is ook God se genade. Ek moet dink daar vanuit die punt, dat ek is God se beelddraer, voordat ek aan myself dink, as daai slegte sondaar, wat nêrens kan gaan nie. Ek is nie 'n vrot appel, wat net vrotter kan word nie. Ek is deur God se genade
'n boom wat gebrand het, en wat die brand oorleef het, en wat weer uitloop, al dra ek die brandmerke saam met my. Mag die Here vir ons help om te onthou, ons is sy geliefdes. Jy kan nooit vir iemand help om te verander, deur hulle te beskaam, of hulle bang te maak, of enige van daai goed nie. Jy kan mense net help transformeer, as jy soos God liefde bewys. Kom ons doen dit. Here, U ken al die stories oor ons. Die wat ons opmaak, die wat ander opmaak, en U storie. Dankie vir U groot geduld met ons. Ons sal nooit by 'n punt kom waar ons kan dink ons verdien iets nie. Ons weet dit. U het dit vir ons verdien. U het alles kom omdraai. Dis alles aan U te danke. Maar ek bid dat ons storielyn, ons basisstorie, die storie sal wees wat U oor ons het. En dat dit ons lewens sal transformeer. Dat ons al hoe meer ons ou mens sal afgooi en ons sal beklee met Jesus. Ons vra dit van U, Here, want ons geskiedenis wys vir ons sukkel met die ding. Maar ons geskiedenis wys ook vir ons, U bly getrou. Ons dank U in Jesus naam. Amen. Kom ons dien nou die Here met ons liefdegaves.
Vriende, ons sluit met lied 510, genade onbeskryflik groot. En dink daaraan dat die genade, dat die storie uitloop op 'n mooi einde. En dan sing ons na die seën, gaan dan heen. Geliefdes, die Vader, Seun en Heilige Gees stuur die huis toe en die week in met sy vrede, sy genade en liefde. Amen. Amen. Vrede, ek kan gaan doen wat ek jou vraag. Versprei my lig, van licht my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelei. Ek is langs jou, om jou veilig vast te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sal val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, ek kan gaan doen wat ek jou vraag. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is boekant jou, want ek wil jou vlasier. Ek is binne jou, ek lei jou deur my heilige vlies. Die seën van God en het sal verewig met jou lief.
gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vraag. Versprei my lig, aan lig my lewe, my kind onthou, ek is altyd daar. Mrs. Visa, siapa ni?